Goeiemôre radio Fynbos luisteraars. Lekker. Heel eerste dag van April. 1 April. Kan jy dit glo? Onthou net, dis nie die laaste keer nie. Volgende jaar hierdie tyd is dit weer 1 April. Baie welkom luisteraars. Dankie dat julle ingeskakel het. By my aan die ateljee en die ander mikrofoon is Veronica en ons klankingenieur en regisseur wat die touwtjies trek is Chantay. Baie welkom julle twee dames. Leonie is vandag bietjie af. Ons sal kyk na die program of sy verlofberig ingesit het. Welkom Veronica. Baie dankie Jackie en welkom aan jou ook. En goeiemôre luisteraars vanuit Stilbaai Radio Fynbos se eie ateljee. Ja, hoe trots is ons nie op hierdie ateljee en trots is ons op hierdie platform wat gestel is Radio Fynbos om met almal te kan gesels. Nie net in die streek nie. Ek het vanmôre iemand gekry wat ons advertensie gesien het of een of ander groep toe sê hulle vir my, hulle is uit die streek uit, hulle kan nie opvang nie. Sê nee. Wêreldwyd vang hulle ons op. Gaan net deur jou foon, deur internet en voilà, daar is jy. En hier sit ons met al die vakansiegangers hier so by ons. Ja, dit is lekker vakansie en ons dorpie is lekker besig met toeriste wat kom kop skoon maak. Baie welkom almal. Ons glo julle gaan 'n heerlike vakansie geniet en al die stres tussen die sand op die strand agterlaat. Die branders sal dit laat verdwyn. Yes, hoe lekker klink dit nie? En vandag is ook al 'n lekker dag. Weet jy, Veronica, terwyl ons nou so ry en uit die huis uitstap en ons ry so, dan ek voel, wow, herfs is hier en ek is mal oor herfs en dan volg winter, dan is dit eers lekker. En dan lente wat nog so lekker is en dan kom die aaklige somer. Nee Jackie, dat is 'n rede vir al die seisoene. So, en ons is gewoonlik elke woensdag om 11:00 op ons pos in ons Stilbaai ateljee, soos ons gesê het, en regstreeks. Alhoewel dit 1 April is dit nie Foolsday vir ons nie. Ons gesels nog steeds graag met julle. Wees maar bedag vir daai poetse wat gebak kan word op 1 April. En weet ek nie daarvan nie, ek is vanmôre gevang en ek is so waaksaam. Maar nou ja, dit is deel van humor. Dit is lekker mense, dit is lekker om te lag. En vandag het ons luisteraars, 2 luisteraars wat nou binnekort nie lank gelede nie, ingeskakel het, as nuwe luisteraars van ons duisende luisteraars wat luister wêreldwyd, sê ons welkom aan Marlene en Arthur Alford van Stilbaai, en hulle het so ver gegaan en vir ons 2 versoeke gestuur. Marlene en Arthur, baie dankie dat julle deelneem. Een wat ons deur die program gaan speel is Neil Diamond se I'm a Believer, en dan daarna baie pragtige song van Piet Smith, Oorwinningslied. So Marlene en Arthur Alford van Stilbaai, moenie afskakel na die program nie, inteendeel moet glad nie afskakel nie. Luister lekker na ons en ons het 'n hele paar interessanthede vandag, Veronica. Ja, ons gaan gesels oor besparing en ja, ons wens die brandstofverhoging was 'n April Fool's Day grap. Maar helaas, dit was toe nou nie. Ja, ons het 'n bietjie verligting gekry wat ek gehoor het van R3 heffing wat nie bygesit is nie, anders was dit in plaas van die R7, R10 vir brandstof of vir diesel of whatever. Ja, die petrol gaan ongeveer so R3 iets op en diesel so R7 iets. Gas gaan op en so voort. So moenie laat dit julle worry nie. Kom Stilbaai toe, want hier kan jy oral heen loop. Dis so veilig. As ons dink wat oral in die wêreld aangaan en ek dink dis ook sommer nou 'n lekker tyd om te sê Gerard Roots, baie welkom in Stilbaai. Nou kan jy relax, maat, relax nou. Ja. Vergeet die tuinwerke en al die klein jobbies wat 'n mens altyd op afgeskei word. Maar baie welkom, dankie dat almal inskakel, hoor. Ja, en as die petrol te veel is om terug te gaan, bly nog langer in Stilbaai, dan spaar jy mos nou petrol, is dit nie? Baie waar. Yes. Nou ja, die goeie nuus, ek is maar altyd die een wat daarvan hou om goeie nuus te gee, die blitsbokke. Ons 7 blitsbokke en ons 7 dames
ek weet nie of hulle blitsbokke, of sal ons sê blitsbokkies, ek weet nie. maar bokkies. Ja, kom ons maak dit, so dit klink meer romanties. Het albei gekwalifiseer vir die wêreldkampioenskap van sewes. Ons sukkel bietjie nog om die datum te kry. Ek het sulke garbled messages gekry van as ek die navorsing wat ek gedoen het, dat ek eerder maar erken het, ons sukkel bietjie ons sal die datum kry en ons sal dit vir julle gee. So, met die ego wat in flarde is, moet ek erken, ek kry nie die regte datum nie. En dan het ons bietjie wysheid, en dan het ons humor, en dan begin ons gesels. Laat ek net gou hierdie inslip, Veronica, dis boodskappe wat ek vanmôre gekry het, luisteraars, en dis met trots ook weer, wat ons kan sê, die Van Dijk broers van Jongensfontein, het silwer gewen by die SA kampioenskappe, as ek hoop ek praat reg van Jukskei. Ek het net toevallig hulle dit gesien op sosiale media. Baie geluk, ek ken Johan, maar ek ken nie sy broer nie. En dit is bitter goed as twee broers goed so saam doen, want Jukskei kan nogal tradisionele wapen wees as die broers nie oor die weg kom nie. So baie geluk julle twee, ons is baie trots op julle. En dan, Veronica en luisteraars, Heidelberg het weer daai groot pampoenfees gehad. En ek het nie presies die getal nie, maar ek weet die swaarste pampoen het meer as 1200 kg geweeg. Dat is ongelooflik. Kan jy dink as jy daai ding moet afskil? Yes, ja. En moet opkook vir 'n army kamp of so, of 'n koshuis. Weet jy wat sal 'n goeie fondsinsameling wees as hulle mense laat raai hoeveel pitte is binne in daai pampoen? Maar wie gaan dit tel? Ek wil nie dit tel. Ja, maar dan moet hulle op die ouene ook maak om die pitte te tel, want hulle gebruik seker weer daai pitte vir 'n volgende. Ek wonder, ja. En dan natuurlik het ons, en ek dink amper is eksklusief wat ek vanmôre 'n boodskap gekry het, op pad, amper toe ons amper op pad is, toe kry ek 'n boodskap laat, vanaf, omdat die brandstof so duur is, en omdat Stilbaai baie, een pilaar rus hewig op toerisme, en ons weet die brandstof is swaar, is duur, en hulle wil nie hê dat, ons kan nie sonder toerisme nie, dit is nou maar een van daai ding, en hulle toe 'n finale besluit geneem van ek dink amper is van hierdie Vrydag af, ek weet nie, dit is nie seker nie, maar is voor die naweek, word jetskis in Stilbaai toegelaat, en maar slegs by die hawe, en slegs as die weer reg is, en die maksimum wat hulle mag ingaan, en natuurlik al die veiligheidshemde, gordel, jy weet, daai safety jackets dra en alles, en die maksimum diepte wat jy kan ingaan met jou jetski is 1 nautical mile. Nou, ek is nie seker hoe ver dit is nie baie diep nie. Laat NSRI seker nou maar kan sien, dit gaan alles alright. So, dit is 'n lang navraag gewees, en ek weet hierdie ding kom al jare aan, en daar is dit nou toegelaat. En dan natuurlik, in ons streek, hoeveel? Uurse ry van hier af, is die KAK en volle som. Ja. Nou, dis die nuus vandag, en dan, Veronica, gaan ons bietjie na wysheid toe. Ja, ons vervang die dames se stand vandag met 'n bietjie wysheid. Kennis beteken besluit wat om te sê. As jy Is wat is om te sê, ja. Is dit wat, okay, so as jy kennis het, besluit wat om te sê. Lees ek dit reg? Dis reg. Okay. Is dit skill of skill? Skill. Skill. Besluit hoe om dit te sê. Dis reg, jy het daai vermoë om te besluit hoe om dit te sê. Okay. En dan attitude. Dis houding in Afrikaans. Okay. Besluit hoeveel om te sê. So, jy moet nie te veel sê nie. As jy attitude, ja. Ja. Okay. En wysheid. Besluit om dit te sê of nie te sê nie. Ja, dis waar, nee. Dis bietjie wysheid daai. Nou, hiermôre, Veronica. Nuwe insig. Om maat te wees kan grens aan brutaliteit. Julle dames, mamas. Wie anders sê, ek breek jou nek as jy dit weer doen. Nou dit is 'n bietjie brut. Dis definitief dit. So het baie mamas ook baie keer korttermyn geheueprobleme. Wie dink jy is jy? En met wie dink jy met wie praat jy? En dan natuurlik, shut your mouth.
en eet jou dinner. En dan, as jy nie van daai muur afval, as jy van die muur afval en jy breek beide jou bene, moenie na my toe hardloop nie. Ai, die arme moeders. Ja, maar ons sal eer die moeders. Hulle doen 'n groot werk en ons het regtig baie respek vir moeders, want ek dink veral nou in die vakansietyd, skoolvakansietyd, word baie geduld beproef. Ja. I'm bored. Ek is verveeld, wat moet ek doen? Ek is honger. Ja, en die ander ding is toe maar mamas, ek dink, as ek reg onthou, is volgende maand is Moedersdag. My maand, ek is amper seker. Ja nee, ek is al besig om te beplan. Regtig. Nou ja, dan gaan selfs ons oor wat elkeen van ons, of dalk meeste van ons raak. Gaan ons dadelik op die bespreking van Kom ons gaan gou, dan speel ons nou Marlene en Alfred se eerste song van Neil Diamond. Kom ons gaan so rukkie in, hierso, wat raak ons die meeste? Moontlike besparing in moontlike moeilike tye. Nie net brandstof, maar ook kos, elektrisiteit en alledaagse uitgawes. Ja. Nou ja, die COVID-19 pandemie het wêreldwyd groot impak gehad. In Suid-Afrika het streng inperkings vanaf Maart 2020 begin en het baie mense se daaglikse lewe en werk as ook die inkomste direk beïnvloed. Een van die belangrikste dinge wat baie mense in daardie tyd moes aanleer, was finansiële voorbereidheid en spaar. Die pandemie het ons gewys hoe vinnig omstandighede kan verander en hoe belangrik dit is om 'n buffer, dis nou 'n noodfonds, te hê vir onverwante krisisse. Ja, die ou mense het ons altyd geleer, hou 'n bietjie geld eenkant vir the rainy days. Ja, onder 'n matras, of nie? Nee, maak nie saak nie, hou dit nie. Moenie laat dit brand. Nou ja, Jackie, wat het ons geleer? Nou ja, noodfonds op te bou, 'n spaarfonds wat plus minus 3 tot 6 maande se uitgawes kan dek, sodat jou medies, werkverlies of ander onverwagte koste kan hanteer. Dis so belangrik, ja. Begroting bestuur, jou inkomste en uitgawes monitor en prioritiseer noodsaaklike uitgawe bo luksure. Ja, jy weet, baie keer koop 'n mens iets, is a nice to have, maar is dit regtig noodsaaklik? En hierdie finansiële, wat kan ek sê, dissipline, dis wat ek soek. Skuldbestuur, skuld minder of bestuur om rente en druk te vermy. Jy weet, ek het vandag weer, slip ek in, iemand wat vir my, toe ons nou so gesels oor die petrolprys en dit, en natuurlik gaan dit kostes opjaag, ons moet ons klaarmaak daarvoor, en ons moet spaar daarvoor, en toe sê hy vir my, onthou net een ding, as jy my weer nooi vir 'n braai, stuur net 'n brandstofvoucher saam, want ek kan nie, anders kom ek nie daar uit. Ek het genoeg hulle gaan sê, bring groente saam. So iets, maar groente gaan seker ook op. Ja. Nou ja, Jackie, alternatiewe inkomste het ons omgelees. Dis hy wat jy moet aangaan. Okay, sommige mense het geleer om ekstra inkomste strome te skep. Byvoorbeeld om aanlyn te werk, as dit moontlik is, klein besighede of vaardighede omskep in geld. Nou kortliks, COVID het ons die harde les geleer, dat finansiële veerkragtigheid net so belangrik is soos gesondheid. Jy wil hê jou geld moet jou help oorleef, nie jou stres veroorsaak nie. Ja, en die ergste van alles, of in baie gevalle is dit so, en ek kry dit baie jammer. Mense, veral ouerige mense wat maar deur die lewe swaar kry, op die ou end word 'n groot deel van daai stres na die kinders oorgeplaas. En ons wil dit nie graag hê nie, maar dit gebeur maar. So wees maar versigtig wat jy uitgee, moenie uitgee wat jy nie het nie. Ons moes al verskeie besparingsalternatiewe, met ander woorde ons moes plannetjies maak.
waarvan water steeds 'n belangrike een is. Beperking op natmaak van tuine is 'n voorbeeld, en dis steeds van krag. Kort stortperiodes in plaas van 'n bad vol water. Nou hier gaan dit nie oor 'n watertekort nie, dit gaan ook nie oor die krag op hierdie stadium nie, dit gaan oor nie bespaar vir in geval dat jou waterrekening minder is en jou kragrekening minder is, dan kan jy dalk 'n ekstra brood koop of so iets wat nie dat ons vermoed duurder gaan word. Ja. Meeste hotel en gastehuise het nou net storte. Ons het sterk gestaan en ons het aangepas by die besparings Ja, die maatreëls. maatreëls wat ingekom het. So ons kan dit doen. Dit is, ek dink dis die boodskap wat ons eintlik wil uitgee vanoggend is ons kan. Ja, en ons het al heel wat daaroor gepraat hier oor Radio Fynbos op direk met ons luisteraars. Dis ongelooflik hoe aanpasbare mense is. Vir die eerste ruk skop jy teen alles en nie lank aan nie, dan is dit algemeen aan. Ja. Ga jy maar net weer aan. Ja. Nou ja, meeste van ons moes die gewoonte aanleer om voorberei te wees vir kragonderbrekings. Sonpanele, gasstowe en ja, braaieder. Tonnetjies het populêr geword. Ek dink braai was nog altyd populêr, maar ek dink die feit dat hierdie was 'n lekker verskoning vir al van die manne. Nee, ons braai eerder as spaar ons krag. Ja, sê, nou nog so, ja. Nou ja, ek sê weer eens, ons het dit reg gekry, of althans dan nou meeste van ons. Jy weet, daar's een woord wat jy weet, toe ons so praat van gas, sonpanele en generators en daai goed, dan gaan mense gedagtes terug en dis een woord wat ek verbied is om te sê hier in Radio Fynbos se ateljee, en dit is beurtkrag. So dis verby, ek sê dit nou maar vinnig terwyl Leonie nie hier is nie. Ons is dankbaar dis verby en ons het ook geleer aanpas, né? Ons het aangepas, definitief. En nou kom ons by brandstof, of gaan ons eers die liedjies speel, Jackie? Jy moet nie vir my vra nie, ons doen daar sy. Chantay Buys vir ons, regisseur en klankingenieur sê is reg. Ons gaan nou gou Marlene en Arthur Alford se eerste liedjie of versoek speel. Die eerste liedjie nie, ek glo nie julle twee kan sing nie, Marlene en Arthur. Ons speel die navraag of die aanvraag wat julle gedoen het van Stilbaai, Marlene en Arthur. Neil Diamond se I'm a Believer. Wat 'n song. Daar sê welkom terug. Goed, lekker is I'm a Believer. Van Neil Diamond, Marlene en Arthur. Ons hoop julle het heerlik geluister. Ons gaan aan met ons program. Ons, ja, en nou die brandstof, die verhoging in pryse en moontlike beskikbaarheid daarvan. En dit wat daarmee gepaard gaan. Onder aan die bladsy, Jackie, is deesdae ook meeste van ons se lippe. Ten minste hoef ons nie daaroor mondmaskers te dra nie. Dis een voordeel, né? Kan jy onthou hoe irriterend was daai maskers nadra? Ja, en as jy 'n bril en 'n masker op het en nog headphone of 'n kappie of 'n hoed, dan moet jy baie wat jy moet onthou ook. Jy moet 'n sleutels onthou, jou selfoon, jou bril, jou masker, so klomp goedjies. Nou, hoe raak brandstofpryse die ekonomie en huishoudings? Hoe gebruik ons minder brandstof sonder om jou lewe te beperk of in te perk? Die antwoord is besparing. Veral wanneer dit kom by brandstof. Met pryse wat aanhou styg, voel dit soms asof ons minder beheer het oor ons uitgawes. Maar daar's tog maniere om te spaar, Jackie. Wat sou jy sê? Ja, ek dink baie van dit is die rygewoontes wat brandstof baie beïnvloed en mense dink nie altyd daaraan nie. Soos byvoorbeeld jou banddruk en voertuigonderhoud. Men, hoe moeilik is dit om te stop by die motorhawe en net te sê, kyk asseblief dat my bande die regte druk het. Want hoe pappery is, hoe meer wrywing is daar, en natuurlik gebruik jy meer brandstof. Nou ja, iets klein wat baie mense ignoreer, maar dit tel oor tyd. En ek het so eendag ook gehoor, dieselfde gebeur as jy met oop vensters ry. Mens weet nou nie hoeveel persentasie brandstof gebruik jy meer nie, maar dit maak nogal sin, want die wrywing is meer, die wind waai in die kar en teen die agter en so hy druk hom bietjie terug, kan ek nou maar sê. Indien nog nie, dink aan 'n saamry liftklap.
alternatiewe fietsry of werk van die huis af. Natuurlik waar dit moontlik is. Ja. Dis reg. Nou ja, ek dink nie ek gaan op die fiets regkom nie, maar hy moes nou hierdie ander fietsse, hierdie ons het al soveel geskimp dat die kinders tog net vir ma en pa elkeen wat noem jy 'n e-bike. 'n e-bike moet gee, maar tog. Rygewoontes maak 'n groot verskil. Vinnige versnelling en harde rem gebruik meer brandstof. Deur net rustiger te ry en 'n konstante spoed te hou, kan jy merkbaar bespaar. Dus vroeër opstaan, vroeër ry, kan jou goedkoper by jou bestemming kry. Ja. Nou ja, ons probeer om ritte te beplan. Ek dink dit is baie belangrik om jou ritte te beplan en te kyk wat jy kan kombineer. In plaas daarvan om verskeie kort ritte te doen, kombineer dit in een langer rit. Minder ry beteken minder brandstof. Ja, dit is maar 'n soort dissipline wat jy moet aanleer en dit raak naderhand 'n leefwyse. So doen dit gerus. Tuisaflewering natuurlik teen 'n betaling, maar beplan vooruit wat jy benodig. Maak 'n inkopieslys of jou nota of op jou selfoon. Ja. Ja, behalwe daai tuisaflewering baie lekker. Dan weer baie keer het mense vir my gesê as ek gesê het jy's nou 'n lekker tuisaflewering, dan sê hulle weet jy wat, om winkel toe te gaan is 'n outing vir my. So ek wil dit graag doen. So dit hang van mens tot mens af, maar die opsie is daar vir 'n tuisaflewering. Maar ja, praat en kommunikeer met mekaar. Die buurvrou of die vriende gaan winkel toe. Jy's op pad winkel toe. Niks keer jou om net te vra, hoor ek is op pad winkel toe, het jy dalk ietsie nodig? Môre kan hulle weer dit doen. So werk saam en spaar saam. Ja, maar mense is baie keer so selfsugtig en ek sluit myself in dat ek is so bang om vir iemand te sê gaan winkel toe want dan wil hulle ek moet 'n hele lysie koop. En ek hou nie van winkels so baie nie. Ek dink nie iemand gaan deesdae baie lysies hê. Lang lysies hê nie, Jakkie. Dis waar. Maar en dan moet ek ook bysê, dis natuurlik ook nie moontlik in groot stede en ander plekke nie. Ons hier in Stilbaai kan dit dalk nog probeer. Die sielkunde van spaar. Maar die vraag is, hoekom sukkel mense om te spaar, of sommige mense om te spaar? Selfs as hulle weet hulle moet. Die antwoord is gewoontes en menslike natuur maak dit moeiliker vir sommige. Ja. Right, mense kies maklik wat nou goed voel, wat hulle nou goed laat voel op daai oomblik. Hulle koop iets nie altyd dringend of nodig. En dan natuurlik uit eet bo iets wat eers later waarde het. Of uit eet ook. En spaar vir die aftrede. Die uiteetstorie het ek iewers ingebring gesê, ek sê nie hou op om uit te eet nie. Natuurlik het ons restaurante en personeel wat ook voortbestaan. Hulle moet ook aangaan. Hulle moet nog bestaan. En ons wil ook nog nie 'n werksgeleentheid probleem skep nie. Maar as dit rarig, as die nood druk, dan los jy maar of die voorgereg of die nagereg. Ja. Of die wynkies. Nee? Ek sukkel om daai een te verwerk. Ons gaan nie in op hom nie. En dan vermorsing. Maak minder kos op beslag en voorkom so vermorsing. Ek dink oor die algemeen as ons 'n opsomming vandag maak en ons is nog steeds besig, luisteraars. Julle is nog steeds ingeskakel op Radio Fynbos uit Stilbaai se ateljee uit. As ons so vinnige opsomming maak, ons praat onder andere oor besparing, wat nou hoog op almal se agenda is. Ja, mens moet bespaar waar jy kan, dit is baie belangrik. En soos, ek dink al jou besighede vooral, en huishoudings, maar besighede moet hulle klaarmaak dat, hoe die ou mense gesê, trek die bel stywer, of wat was die woorde, of sny die rieme dunner, of so iets. So, wees maar net bedag daarop. Ja, mens moet nie ophou lewe nie, maar jy moet ook seker maak dat jy genoeg geld het om te kan lewe tot die einde. Ja, nou natuurlik kry ons in baie gevalle waar daar eenvoudig min oor is aan die einde van die maand.
As jou geld net genoeg is vir basiese uitgawes, voel spaar soos 'n luukse. So, daar is nie om te spaar nie. Gewoontes en routine, as jy nie van vroeg af 'n spaargewoonte gehad het nie, of geleer is nie, is dit moeilik om later te begin. Mense doen wat hulle gewoond is om te doen. Party dink klein bedrae maak nie 'n verskil nie, en begin dan glad nie. Maar ironies genoeg, is dit juist klein gereelde bedrae, wat oor die tyd groei. Ja, dit is waar, né? Ja, so die emosionele besteding, Jakkie. Ja, mense gebruik geld soms om beter te voel. Stresbeloning of selfs verveeldheid speel 'n rol. Ek het al baie gehoor mense sê wat jy weet, dit nie breed nie, sê, weet jy, ek het myself getreat nou, om dit te koop vir my. Wat 'n luxury is, en wat 10 teen 1 seker in hulle gemoed reg is, maar ek dink dit is emosionele besteding. Ons is almal daardeur. Ja, verskillende mense het verskillende maniere om hulle te laat goed voel. En om 'n sjokolade te gaan koop, miskien moet jy hierdie keer nou maar net 'n goedkoper een koop. Dit is al 'n lekker gevoel ook as jy daai sjokolade in jou hand het, hoor. Of dan 'n roomys. Ook dan die onsekerheid oor die toekoms. As die toekoms onseker voel, dink party mense, hoekom spaar ek as ek nie eers weet wat gaan gebeur nie? Klein veranderinge wat groot geld spaar. Jou lewenstyl teenoor noodsaaklikhede. Wat en waar kan mens sny en wat nie? Ja, kyk, kom ons kyk na die breë besparing. Ja, in moeilike tye is dit belangrik om te onderskei tussen behoeftes en luksehede. Dis so, ons het daaroor gepraat 'n bietjie, maar dit is baie waar. Dit beteken nie jy moet alles sny wat lekker is nie, wat jy geniet nie, maar eerder bewus wees van waar jou geld regtig nodig is. Dis prioritize. Die Engelse woord is altyd mooier, partykeer, né? Nog 'n nuttige wenk is om te fokus op klein veranderinge. Dinge soos om ligte af te skakel. Hoe kwaai was ons ouers nie oor dit nie. Ja. Minder wegneem etes te koop of selfs pryse te vergelyk voordat jy koop. Lyk klein, maar saam maak dit 'n groot verskil. En dis altyd vir my, ek kan amper sê nie snaaks nie, dis nie 'n woord nie, interessant om te sien hoe mense pryse vergelyk. Baie mense het ek al agtergekom sê, wie, daai ding is op special. Maar as jy kyk dan is dit nie regtig op special nie, of hulle kan nie per kilogram vergelyk met 'n ander per kilogram nie. Hulle sien een ding en sê dis wat hy kon, die ander dit, maar hulle weet nie per kilogram nie. Maar dit is hoe ons almal leer en dit is almal gaan aanpas daarbey. Besparing hoef nie ingewikkeld of pynlik te wees nie. Maar met 'n paar eenvoudige aanpassings, veral rondom brandstof, kan jy meer beheer neem oor jou uitgawes. Nou die vraag is, die volgende wat ons na toe gaan, Jakkie, is dat, is daar mense in Suid-Afrika wat nie hoef te spaar nie? Ja, glo dit of nie. Volgens navorsing is daar wel mense in Suid-Afrika wat nie regtig hoef te spaar nie. Maar dit is 'n baie klein minderheid. Nou ek is definitief nie een van daai minderhede nie, Veronica, en dit laat my nou dink, ons praat so oor besparing. Onmiddellik verander my planne oor Moedersdag, ek sal moet bespaar. Oh no, en ek het uitgesien na hierdie bootreis iewers vir so 'n paar weke of so. Ja. Wanneer 'n mens na beskikbare data kyk, inkomsteverspreiding en welvaart, het Suid-Afrika een van die hoogste ongelykhede in die wêreld. 'n Klein groepie, dalk die rykste 5% tot 10%, verdien genoeg dat stygende pryse soos brandstof nie hul lewenstyl noemenswaardig raak nie. Ja, dis waar, en 'n mens praat daarvan en daai mense het gewerk, of het wys belê, of het gespaar. So mens gaan dit veral sulke mense. Die top 1% in besonderheid gewoonlik genoeg inkomste en bates, dat besparing meer 'n keuse as 'n noodsaaklikheid is. Vir die meerderheid, baie huishoudings leef van salaris tot salaris.
Brandstof, kos en elektrisiteit neem 'n groot deel van hulle inkomste op. Besparing is dikwels nie net 'n opsie of keuse nie, maar 'n oorlewingsstrategie en noodsaaklikheid. Ja, 'n belangrike fyn verskil. Selfs mense wat baie verdien, kan steeds voel hulle moet bespaar, maar dit is gewoonlik oor van finansiële beplanning of doelwitte, nie omdat hulle moet om kop bo water te hou nie. Ek het so een keer 'n storie gelees, en natuurlik 'n storie wat vir my nogal baie interessant was, oor 'n ou wat in daai 1% bracket is, baie ryk ou, en hy is toe op 'n boot, op een van sy privaat bote, en die boot sink, en hy is al oorlewende. Maar gelukkig het hy sy veiligheidsbaadjie aan, en een of ander klein bootjie, maar hy is in die middel van die see, en op die ou end toe hulle hom red, hy is toe gered, dis nou 'n mooi storie vir my, maar nee, dis hoekom ek dit deel met almal. Toe vra hulle van waar het jy gedink toe jy daar alleen is, en jy weet nie of jy dit gaan maak nie. Toe sê hy, weet jy wat die lekkerste was? Ek het glad nie ge-worry oor my beleggings en oor my toekomsplanne en niks nie. Ek het net oor een ding ge-worry, en dis om aan die lewe te bly. Ja, Hy sê, en dit het 'n groot skuld van my skouers afgegooi. Ja, as 'n mens, hoe sê hulle altyd, as die einde goed is dit goed. En wie weet, in die tempo wat brandstof styg, begin fietsry, daarom seker nie vir almal nie, dalk weer baie gewild raak. Net dalk nie op die hoofpaaie en spits verkeer nie. Maar party mense kan nogal, nee, jy kan op die hoofpaaie. Ja, ek daar's 'n dink wet teen. ek dink die reël is teen, jy mag nie op snel weer ry met 'n fiets nie. Ja. Gaan ons te ver om te wonder of dit tyd raak om die ou donkiekar as alternatief af te stof of in te span. Miskien is dit tyd dat ons weer begin dink aan alternatiewe, maar kom ons hou hom, maar kom ons bly maar af van die snelweë af. Weet jy, in die maklikste, of ek sê altyd vir Veronica, as 'n ding maklik is, dan is 'n mens geneig om dit nie te doen nie. Nou, veral in Stilbaai het ons die guldige geleentheid om winkels toe te stap. Dis veilig en dis alles. Maar om een of ander, en dis gesond, obviously, is dit baie gesond op. Maar een of ander rede skerm mens weg. En ek het eendag gesit en dink ek, weet jy wat, ons mensdom, hou nie van maklike goed nie. Die oomblik as die munisipaliteit sê, hoor jy, as jy uit jou tuinhekkie uitloop, en ons belas jou vir elke tree, dan gaan ons almal wil stap. Okay. Dis maar tong in die kies. Nou vir die wat nog kan, ry minder, stap meer. Daar sê. En as jy laat is vir werk, sê net, sorry, ek spaar brandstof. Tong in die kies, né? Maar Ja, nie sê, ja. ek het gesê, julle moet dit sê nie, en dan... Asseblief werkers, ek hoop nie julle het dit gehoor nie. Ja, nee. Uiteindelik gaan dit maar weer eens oor balans. Spaar wat jy kan. Maar moenie dat jy heeltemal begin oorweeg om met 'n waai en perde werk toe te gaan nie. Jy mag dalk 'n parkeringprobleem veroorsaak en moeilikheid kry by die DBV. Maar as ek reg kan onthou, is jammer hier's nie, ek weet nie of daar luisteraars is wat ons kan kontak op WhatsApp nie. Maar ek onthou baie jare terug, het die polisie hier 'n donkiekar gebruik om die strate te fynkom. In Stilbaai. Ja, in Stilbaai. Ek weet nie of dit so is nie. Ons sal 'n bietjie navorsing. Ja. Kyk, ek het 'n paar boeke oor Stilbaai, so ek kan kyk, miskien is dit daar in. Ja, of toevallig wat ek dit net op 1 April ook gelees, jare terug. Okay. So ja, elke druppel tel en dalk ook elke tree. Maar gelukkig is ons nog nie heeltemal daar waar ons moet saamry op 'n fiets vir 'n gesinsuitstappie nie. Jy kry daai fietsse wat twee kan trap. Vandag se medemens vertrou ek nie. Ek gaan voorstel omdat ek die trap by ou nou. Ja, maar jy gaan nie kan omkyk. Robbe, maar realistiese skatting. Petrol teenoor dieselverbruik in Suid-Afrika. Ja, kyk, kom gee vir ons die passasiersvoertuie. Okay, passasiersvoertuie, motors, SUV's en bakkies. Petrol 65.75% is op petrol en 25.35% is op diesel.
Ek dink die grootste impak wat diesel vir ons gaan hê is vir ons boere. Want hulle gebruik miljoene liters om aan die gang te bly en te kan boer. En ja, ou voel vir hulle, want ek dink, en so kunsmis, dit kom op ons daar van diesel se kant af, of van brandstof se kant af. Ons, ek weet nie so, jammer Gerard is nie, hy is sulke slim mense soos hy sal vir my kan sê. Ja, dan die aflewerings, mense Ja. wat afleweringsdienste moet doen en so aan. Dan nu alle voertuie, Insluitend vragmotors en kommersiële voertuie, petrol 55,65% en diesel 35,45%. Luisteraars, dit is nou, ons staan nou einde se kant toe en is dit nie lekker om julle in die skoolvakansie na Radio Fynbos te laat luister hier uit Stilbaai uit nie, ons eie stasie van Stilbaai, uit ons eie ateljee uit. ja, ken dan vir die laaste, maar nie die minste nie, oor besparing, is bly tuis. Luister na Radio Fynbos op jou selfoon en of soek ons op YouTube. Ontspan saam met ons. Dis mos nou 'n oulike manier van brandstof en baie ander besparings. Kry net 'n pak popcorn. Spring my dis nie so erg hierdie, né? Nee, en behalwe dit is wat dit nog lekkerder maak is dat hierdie program word elke Vrydag 4:00 herhaal met 'n podcast op YouTube die week daarna. Dan kan julle sien hoe gaan dit in die ateljee, hoe lekker is dit, hoe slim is ons klankingenieur en regisseur. En hou 'n bietjie dop. Ek het al dop gehou. Hoe Chantay operate op podcast. Erger is in die ICU. Jy sien net goedjies gaan aan. En dan as ek dit so kyk, dan is ek altyd bang ek my koors vat want ek voel of ek in die ICU is. En dan net luisteraars, net 'n regstelling of nie 'n regstelling nie. Freddy Oosthuizen was bietjie slim geweest. Hy het vir my gesê hierdie jetskis is 'n April Fool. Hy's reg. Freddy, ek wens jou foon se battery was pap, dat jy nie vir my dit kon stuur nie, maar jy's reg. Luisteraars, die jetskis wat toegelaat word is 'n April Fool. Ek weet dit gaan lank aan en dis 'n ding wat doodgeloop het, so Radio Fynbos wil maar net vir julle 'n prank. Is dit wat dit is? Ek dink dis 'n prank. Ja. So baie dankie al die luisteraars. Onthou Arthur en Marlene Alford, julle laaste liedjie wat 'n pragtige liedjie is van Piet Smit, oorwinningslied, gaan speel na die program. Lekker luister en baie dankie dat julle ingeskakel het. Dankie aan al ons luisteraars en van my kant af, mooi loop. Ja, van my kant af ook. Versigtig vir die dag met al die April Fool grappies en poetse wat gebak gaan word. Bye. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Junie en Jackie met ons klank.